Dag sê ritme familie, waar jy ook al kyk, hier of daar of deur, jy is baie welkom. Ritme is bedoel vir elkeen wat die Here se woord liefhet. Ons ritmeer digitaal elke week en vandag is geen uitsondering nie. Ons is uitverkoop aan die Bybel, ons is uitverkoop aan die Here, ons is uitverkoop aan die evangelie. Daarom is dit Johan en my se verwagting en geloof en hoop dat jy elke keer die onverdunde woord van die Here sal hoor en dat dit in jou lewe 'n groot impak sal maak. Baie welkom, dit is so lekker om saam met jou elke keer te mag reis. Vir jou wat digitaal ingeskakel is en ook vir elkeen naby Pretoria wat elke Sondag aand om 6:00 in die kwartaal so welkom is by King Price se spasie. Wel, dit is tyd vir ritme digitaal. Hier gaan ons. Wat 'n absolute fantastiese voorreg om weer saam met jou te kuier. Waar jy ook al kyk in Suid-Afrika of iewers oor see, jy is so welkom, jy's reeds welkom geheet, daar's reeds vir jou hallo gesê, maar weer, dis net vir my 'n heerlike voorreg om die woord van die Here vir jou te kan bring. Dis wat ons doen by Ritme, dit gaan oor die woord, dit gaan oor Jesus, die weg, die waarheid en die lewe, en hoe die woord regtig ons lewens rig, en hoe die woord ons lewens lei. Nou, in hierdie tyd wat ons op die oomblik in beweeg, ek sê altyd is baie mense praat van die kerkkalender. Nou, ek verkies om te praat van die kalender van 'n gelowige, 'n kind van die Here, 'n volgeling van Jesus se kalender, is Paastyd, Paasfees, is 'n besonderse tyd. Dit is 'n tyd wat 'n mens eintlik aan die hart gryp. Dit is 'n tyd wat eintlik 'n stuk emosie in 'n mens behoort los te maak. En ek praat nie sommer van 'n vlak, goedkoop emosie nie, ek praat van 'n baie diep emosie, want as dit nie vir Paasfees, Paastyd en die gebeure rondom Paasfees en Paastyd was nie, dan het ek en jy nie enige sin in die lewe gehad nie, het ek en jy nie enige werklike betekenis in die lewe gehad nie, het ek en jy nie iets gehad om voor te leef nie, was daar geen hoop, was daar geen verwagting nie. Maar dankie tog vir die gebeure rondom Paastyd, vir God se hart en Jesus se genade, wat vir my en vir jou nuwe hoop gee. En by hierdie boodskap wil ek spesifiek 'n bietjie stil staan by wat ek noem die ander kant van genade. Ek wil amper sê die ander kant van die kruis. As gevolg van Paastyd en as gevolg van die kruis en as gevolg van wat Jesus vir jou en vir my gedoen het ons sin in die lewe, het ons betekenis in die lewe, is daar hoop vir ons, is ons nuwe mense, en hierdie boodskap gaan konsentreer met ander woorde, hoe om te leef as 'n nuwe mens. Wat is die ander kant van Paastyd? Die post-Paastyd, die na-Paastyd. Sodat Paastyd nie net 'n eenmalige gebeurtenis in jou lewe en in my lewe is nie, maar dat dit 'n deurlopende, aanhoudende gebeurtenis is wat sin en betekenis elke dag aan ons lewens gee. Met ander woorde, die doel van hierdie boodskap, die ander kant van genade, is om eintlik vir jou te sê, as genade jou getref het, en as die kruis nou 'n werklikheid in jou lewe geword het, en Jesus 'n werklikheid in jou lewe geword het, hoe lyk 'n mens se lewe dan? Wat is die invloed van die kruis en van Paasfees op 'n mens se lewe dan? Met ander woorde, Paasfees moet nie net 'n een keer 'n jaar viering wees in 'n gelowige se lewe nie. Dit moet 'n elke dag se gebeurtenis en 'n viering wees. Dit moet 'n elke dag se praktiese leef wees van die nuwe mens wat gebeur het as gevolg van Paasfees. Maar ek wil tog begin met my gunsteling skrifgedeelte om die evangelie te verduidelik en die gebeure rondom Paastyd te verduidelik. Dis Paulus se woorde in 2 Korintiërs 5 vers 21. Nou 2 Korintiërs 5 vers 21 is baie eenvoudig. Dit begin met woorde wat sê Christus was sonder sonde. Nee dit, Christus was sonder sonde, en ek en jy weet dit, Jesus wat nooit sonde gedoen het nie, die vlekkelose lam, rein, heilig, onberisplik,
Ek en jy is eintlik die vark in die verhaal en hierdie skrifgedeelte gaan nou aan met die woorde maar God het hom, hierdie Jesus wat nooit sonde gedoen het nie, God het hom in ons plek, ons wat eintlik die sondaars is, ons wat eintlik spreekwoordelik die vark in die verhaal is, maar God het Jesus wat nooit sonde gedoen het nie in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. So God sien hierdie situasie. Hy kyk na jou, hy kyk na my, hy sien ons is verlore, hy sien ons is hulpeloos, hy sien daar's geen hoop vir my en vir jou nie. En hy besef hy moet ingryp. En die manier wat hy ingryp is 'n baie onregverdige manier teenoor Jesus, teenoor sy eie seun. Hy behandel sy seun wat nooit sonde gedoen het nie as 'n sondaar. En daardie behandel hom as 'n sondaar is die kruis. Dit is, hy vat my sonde, hy vat jou sonde, dit word op Jesus gelaai. Hy belas Jesus met ons sonde en hy stuur hom kruis toe met ons sonde en daar sterf Jesus vir al jou sonde en al my sonde, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. En daar het jy sommer ook jou diepste behoefte in die lewe. Wat is dit? Vryspraak. Vryspraak. Vryspraak is waaroor dit gaan. Vergewe. Jy hoef nie met skuld en met skande te loop in jou lewe nie. Jy hoef nie elke aand met skuld en met skande te gaan slaap nie. Jy's vrygespreek. Dit is die verhaal van Paasfees, dit is die verhaal van die kruis. Dit is die maar God het hom in ons plek, in my plek, in Johan se plek, sit jou naam daarin, as sondaar behandel. Sodat jy, wanneer jy een is met Christus, ander woorde, wanneer jy Jesus aanneem as jou saligmaker en as jou verlosser, wanneer jy kies om hom te volg en agter hom aan te stap, van daardie dag af is jy vrygespreek 'n nuwe mens met 'n nuwe identiteit wat nuut leef. Nou 'n vers wat dit net so mooi beskryf en die diepte van genade en die omvang van genade baie mooi beskryf, is die een vers wat die bekende geestelike leier Craig Groeschel sy hele lewe laat draai het, laat verander het. Hy is vandag een van die grootste geestelike leiers in die wêreld, een van die bekendstes daar uit Amerika se wêreld. Hy het 'n wonderlike kerk, Life Church, die YouVersion app met al die verskillende Bybelvertalings kom uit sy kerk uit. Nou hy was soekend. As student was hy soekend en toe ontdek hy die volgende Bybelvers. Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n geskenk van God. Dit is 'n gawe van God. Geskenk 'n beter woord as gawe. Dit is 'n geskenk van God. So hoor mooi, redding word nie deur jou bewerk nie. Redding word nie deur my bewerk nie. Ek kan nie my eie redding bewerk nie. As ek kon, hoef Jesus nie aarde toe te gekom het nie. Hy hoef nie te mishandel te gewees het en wreed aan 'n kruis te sterf in my plek nie, want ek kan my eie heil bewerk. Ek kan self die leer opklim na God toe, spreekwoordelik. Maar nee, ek kan nie. Hier staan dit. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. God skenk dit vir jou. Hy gee Jesus vir jou as 'n geskenk, sy eie seun, die duurste geskenk ooit. Maar nou, waaroor ek nou eintlik met jou wil praat, wanneer jy Jesus nou aanvaar as koning in jou lewe, as die een wie jy wil volg in jou lewe, dan gebeur daar met jou 'n wonderlike ding. Die nuwe identiteit, die nuwe mens wat 'n nuwe lewe lei. Efesiërs 2 vers 10, so as ons nou net 2 verse verder, ons was nou net in Efesiërs 2 vers 8, nou het ons in Efesiërs 2 vers 10, sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So hoor hoe mooi is hierdie. God het ons gemaak wat ons nou is. Hoor mooi, by geboorte is jy geskep. By geboorte is jy gemaak. Jy's 'n tweede keer gemaak. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus. Deur die gebeure van Paasfees en dit wat Jesus gedoen het tydens die Paastyd, wreed gesterf het, in 'n graf gelê het en opgestaan het uit die dood.
het daar iets anders met jou en met my gebeur. Wanneer hy jou saligmaker word, wanneer hy jou verlosser word, het hy ons geskep. Dis die tweede keer wat jy geskep is, tweede keer wat jy gemaak is, oorgemaak, nuut gemaak, nuwe mens, om ons lewe te wy aan die goeie dade, waarvoor hy ons bestem het. So as jy wonder hoekom jy leef, jy wat jouself 'n kind van die Here noem, of 'n gelowige noem, of 'n volgeling van Jesus noem, jy leef, terwyl jy agter Jesus aanstap, om jou lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het, die woorde van Paulus in Efesiërs 2, vers 10. So, die ander kant van genade begin ook met 'n uitnodiging. Jesus wat jou uitnooi, almal van julle ken, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Dis 'n vriendelike uitnodiging. Jy moet hierdie woord hoor. Dis 'n vriendelike uitnodiging van Jesus. Hy nooi jou, hy sê kom na my toe. Jy wat moeg en oorlaai is. Dis die 83 vertaling. Kom ek lees vir jou hoe die Nuwe Testament dit vertaal. Elkeen wat nie meer kan nie en vir wie die laste van die lewe te veel geword het. Hoor mooi. Elkeen wat nie meer kan nie. Ek kan nie self nie. Ek kan nie self nie. Ek is moeg, ek is uitgeput. Ek wil opgee. En vir wie die laste van die lewe te veel geword het, kom na my toe, die vriendelike uitnodiging. En dis daai vriendelikheid van Jesus, wat ook in my en in jou moet wees. Daai vriendelikheid is die woord krestetos. Dis die Griekse woord krestetos. Is 'n vriendelike uitnodiging. So die gevolg van wat God gedoen het met die evangelie, ek noem God altyd die outeur van die evangelie. Hy is die een wat agter die skerms die draaiboek, spreek woordelik in vandag se taal, geskryf het. Hy is die een, sy liefde kry hom in beweging, en hy stuur Jesus aarde toe. En dan kom Jesus, nadat hy opgestaan het uit die graf, en hy kom sê vir jou, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Jy wat nie meer kan nie, die laste het vir jou te veel geword. Kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Nou die woord vriendelikheid in Afrikaans, sê ek altyd, die Engels vertaal dit vir my bietjie beter, kindness. Vriendelik beteken net ek moet glimlag. Ek moet 'n glimlaggie gee. En die woord vriendelikheid, vrug van die gees vriendelikheid, is eintlik 'n baie wyeer woord. En daarom is die woord kind of kindness vir my 'n baie mooi verduideliking. En dit is die Griekse vertaling van krestetos. Dis simpatiek, om sagmoedig te wees, om empatie te hê, warmte te hê, hulpvaardig te wees, om goed te doen aan ander. Dit is krestetos. En daarom hierdie uitnodiging van Jesus, kom na my toe, is 'n vriendelike uitnodiging. Dis 'n kind uitnodiging vir jou en vir my. En nou het ek en jy hierdie verantwoordelikheid om hierdie kindness te gaan leef. Hierdie vriendelike uitnodiging wat Jesus vir jou gee en vir my gee. Ek weet nie van jou nie, ek is oortuig dat jy's op my bladsy. Ek het hierdie uitnodiging lankal aanvaar. Lankal in my lewe het ek vir Jesus gesê, ek aanvaar die uitnodiging, ek kom na u toe, ek kies om u te volg, Here Jesus. Want u las is lig. En u is 'n vriendelike, sagmoedige, barmhartige God en Vader. En Jesus, u, my verlosser en my saligmaker. Ek wil die vriendelikheid wat u aan my bewys het en teenoor my geleef het, wil ek leef na ander mense toe. En dis waar die verhaal van die barmhartige Samaritaan inkom en so belangrik is. Ek sê altyd as jy die verhaal lees van die barmhartige Samaritaan, dit het ons nou eintlik alles te doen met die Jood, wat, hoor mooi, heeltemal kaal en half dood langs die pad gelê het. Ek raak altyd baie de mekaar met die, was hy half naak gewees? Nee, hy was heeltemal naak en half dood. Het hy gelê langs die pad, aangerand en daar gelos vir dood, sonder klere. So dis vernedering en fisies in pyn. En persoon A is daar verby, en persoon B is daar verby, en toe kom die vyand. En dis die vyand wat geraak word deur God se liefde, om in beweging te kom, om 'n verskil te maak, in daai halfdooie, volkome naakte man se lewe. Hoor mooi, dis vyande. Samaritane en Jode is vyande.
En hoe anders sal ons wêreld nie vandag wees en ons wêreld nie vandag lyk? Hoe anders sal Suid-Afrika nie vandag wees en Suid-Afrika nie vandag lyk? As ons net iets verstaan van, weet jy, as die kruis jou vat, as genade jou vat, as Jesus Christus jou vat en jy oorgee aan hom, dan leef jy die lewe van vriendelikheid, van kindness, van Christetos. En dis wat die Samaritaan hier vir my en vir jou wys. Daardie liefde van God om 'n verskil te maak. Hy is die een wat stop. Persoon A stop nie. Geestelike leier in die kerk stop nie. Persoon B, nog 'n geestelike leier in die kerk, stop nie. Maar die vyand stop. Klim af. Versorg. Verbind die wonde. Tel op die rydier, vat na die herberg toe, betaal die geld, sê as daar ekstra onkoste is, ek kom oor 'n paar dae weer, dan ek sal die rekening vereffen, stuur die faktuur vir my, hou die faktuur vir my. Hoor die vrygewigheid, hoor die oop hart van die Samaritaan, en dis wat ek en jy in Paastyd moet besef. Ek sê altyd, Suid-Afrika sal 'n baie beter plek gewees het, as alle gelowiges net verstaan het, dat uit genade en as gevolg van genade en as gevolg van die gebeure rondom die Paastyd, ons nuwe mense maak met 'n nuwe identiteit, wat 'n nuwe lewe moet lei. En dis 'n lewe van vrygewigheid. Hierdie Samaritaan, soos ek sê, die vyand van die Jood, demonstreer dit vir jou, demonstreer dit vir my. Ek is vrygewig met my liefde. Ek is vrygewig met my vriendelikheid. Ek is vrygewig met my geld. Ek is vrygewig met my tyd. Ek is vrygewig met my menswees. Ek is vrygewig met my kindness, met my Christetos. Want 'n ander mense pyn en 'n ander mense ellende, ek verlekker my nie daarin nie, al is dit my vyand. Nee, ek wil daardie persoon help. Ek wil 'n verskil maak in daardie persoon se lewe. En ek wil dit weer vir jou sê, weet jy, of dit nou in jou gesin is, en of dit nou in jou werksomstandighede is, en of dit nou in jou vriendekring is, daar's oral nood. Die wêreld is propvol nood, en ek en jy kan en moet die verskil maak. 'n Vrou wat my hierdie so mooi geleer het, is 'n boek wat ek gelees het van 'n vrou met die naam Laura Schroff. Sy het geskryf in The Invisible Thread, skryf sy die verhaal van toe sy 'n straatkind ontmoet in New York, die baie besige, dis 'n rooimuurnes besige Times Square, is daar 'n kind wat bedel. En sy het eers verbygeloop en toe gestop. En toe vra sy vir hom, "Is jy honger?" Sy sien onmiddellik die nood raak, die werklike nood. Kos. Dit gaan nie net oor geld nie. Hy soek geld om kos te gaan koop. Sy vra vir hom, "Is jy honger?" En sy vat hom McDonald's toe en sy koop vir hom kos. En daarna ontmoet sy hom elke week vir 150 weke agtereenvolgens in daardie McDonald's. Kry sy hom daar en sy vat vir hom kos. Sy koop vir hom kos en hulle eet saam en hulle bou 'n verhouding, hulle kuier. Hoor die vriendelikheid, hoor hoe sy haar lewe tot stilstand bring terwille van hierdie seun. Nou ek het die voorreg gehad om vir Laura Schroff te ontmoet, want hierdie boek van haar het my verskriklik aangegryp. Hier's die ironie van die boek. Dis nie 'n geestelike boek nie. Dis nie 'n boek geskryf vir Christene nie. Dis nie 'n boek geskryf deur 'n Christen vir ander gelowiges nie. Dis nie 'n boek met een Bybelvers in nie. Daar's nie een Bybelvers in die boek nie. Daar word nie een keer na God verwys of na Jesus verwys in die boek nie. En hierdie vrou kom wys vir my, kom daag my uit om vriendelik te wees, om as 'n nuwe mens, as 'n gelowige, 'n kind van die Here, anders te leef in hierdie lewe en in hierdie wêreld. Ag, in die boek beskryf hulle sommer hierdie kind se kinderjare en hoe hy toe hy 'n klein seentjie was, hoe hy op 'n stadium rot misgeëet het, wat het gemaak het dat hulle sy maag moet uitspoel en al sulke goed. Hulle beskryf in hierdie boek die verhaal van sy pa en sy ma wat gewelddadig was, alkoholisme en dwelmmisbruik. Dit is hoe die kind groot geword het en hoe hy net nooit enige geskenke gekry het nie en daar was min woorde, maar baie geweld, fisiese geweld in sy huis
gewees, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Nou die groot ironie van hierdie verhaal is dat toe ek hierdie vrou ontmoet, dit was in New York, so terloops, in Amerika, toe ek daar was vir 'n jeugkonferensie, het ek haar daar ontmoet, sy bly in New York. Toe sy verstom gewees, dat ek as 'n gelowige so aangegryp is deur hierdie boek. En ek het vir haar baie mooi verduidelik hoe sy die voorbeeld van Jesus geleef het teenoor Morris, is die straatkind se naam, die 11-jarige straatkind wat in haar lewe ingestap het. En hier is die groot ironie vir my, dat vandag nog, mense, dis nou wat, 30 jaar later, het sy nog steeds 'n verhouding met hierdie jong man. Dis 30, 40 jaar later. Ek het nou die dag weer 'n foto van hulle op sosiale media gesien, waar hulle in daai selfde McDonald's sit, en saam eet, waar sy omgevat het as 'n 11-jarige seentjie. Hoe ek vir haar kon verduidelik het, die outeur van hierdie boek, hoe wonderlik sy die voorbeeld van Jesus geleef het teenoor hierdie kind. En hierdie kindness, hierdie krestetos, hierdie vriendelikheid wat sy aan hierdie kind bewys het, hoe dit my uitgedaag het as 'n gelowige. Sy was verstom geweest. Sy kon nie glo dat 'n geestelike leier van Suid-Afrika al die pad, die moeite doen en op pad na 'n konferensie in Amerika 'n ete met haar reël, sodat sy kan hoor hoe dit my hart en my lewe geraak het. En ek dink hoe dit elke gelowige in elke mens se lewe behoort te raak. Ek is naby klaar, ek wil afsluit. Ek wil 'n baie bekende stuk musiek gebruik. En ek gaan reël dat na hierdie kom ons noem dit boodskap, hierdie ritme digitale boodskap, gaan ek reël dat hierdie lied op Facebook geplaas word. So doen nie moeite om dit te gaan luister. Jy ken dit. Dit is die baie bekende Handel se die Messias van Handel. En spesifiek die laaste lied, die Halleluja koor. Nou net so terloops. Handel was aan die einde van sy lewe gewees, baie naby aan die heel einde van sy lewe, toe hy hierdie musiekstuk geskryf het. Hy het vir 21 dae gaan afsonder, hy was nie op 'n goeie plek wat sy eie waarde en sy menswaardigheid aanbetref nie, en hy het vir 21 dae afgesonder, want dit lyk vir my, as die musiek kom, dan moet jy nie dit onderbreek nie, toe skryf hy hierdie fantastiese stuk musiek. Die eerste gedeelte gaan oor Jesus se geboorte, so baie keer tydens die Kerstyd sal hierdie musiek gebruik word. Die tweede gedeelte is die kruisgedeelte, dis die swaarkry gedeelte, dis die moeilike gedeelte. En die derde gedeelte, dis die lofgedeelte, dis die opstanding uit die graf gedeelte. Kom ons noem dit die Paasmaandag gedeelte. Maar wat vir my so mooi was, die eerste keer wat hierdie, wat sal ek het noem, musiekstuk, hierdie wonderlike musiekstuk opgevoer is, was in Dublin. Hoekom in Dublin? In Ierland. Omdat in daardie tyd was Dublin een van die rykste stede in Europa gewees. En Handel, 'n uitgesproke kind van die Here, volgeling van Jesus, het besluit, maar hy wil hierdie musiek wat hy geskryf het, hierdie wonderlike stuk, ek wil amper sê magiese musiek wat hy geskryf het, wil hy gebruik om armoede te verlig. Hy wil die geld wat hy maak uit hierdie musiek uit, die opbrengs wat kom uit hierdie musiek uit, wil hy skenk vir liefdadigheid. En een van sy baie liefdadigheid en sy gunsteling liefdadigheidsorganisasies was 'n weeshuis gewees. En die eerste keer wat hierdie werk opgevoer is, was in die ryk Dublin. Die vrouens het daardie tyd hierdie ringrokke gedra. Julle sal nou weet waarvan ek praat. As jy nou formeel aantrek en jy het nou een van hierdie ringrokke aan, breë rokke. Daardie aand het hy spesifiek gesê, vrouens, asseblief moenie julle ringrokke aantrek nie. Hoekom nie? Want ek soek maksimum mense om dit by te woon. Daar moet spasie wees vir baie mense om dit by te woon. Want ek wil soveel as moontlik mense daar hê om soveel as moontlik geld en fondse in te samel wat ek vir liefdadigheid kan skenk. En daarna, dit was nou, kom ons met die launch, die opening van die eerste bekendstelling van die Messias van Handel. Daarna het dit vele kere gebeur dat hierdie musiekproduksie aangebied is vir liefdadigheid. Die opbrengs daaruit vir liefdadigheid. En toe Handel die dag dood is, hoor mooi, he left the bulk of his fortune to charities and much of the remainder to friends, servants and his family in Germany. Met ander woorde, wat was die prioriteit die dag toe hy dood gegaan het?
Ek wil met my geld vrygewig wees. Ek gaan my rykdom wat ek gemaak het uit my musiek uit, gaan ek weggee vir liefdadigheidsorganisasies. Ek gaan dit weggee vir mense in nood, vir mense wat pyn ervaar en wat seer het in die lewe. En dit was die bulk, die meerderheid, die oorgrote meerderheid van sy erfgeld het gegaan in liefdadigheid in. En dan die res na vriende en na familie toe wat dit nodig gehad het. Dit is 'n man wat iets verstaan van as genade jou tref, as die gebeure rondom Paasfees vir jou 'n werklikheid is, lyk jou lewe anders. Want jy's 'n nuwe mens, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe mens. So daar's die uitdaging vir jou en vir my, na Paasfees, post-Paasfees, is om 'n nuwe mens lewe te gaan lei. 'n Lewe van vriendelikheid, 'n lewe van kindness, 'n lewe van Christetos. Kom ek bid vir ons. Here, dankie. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie dat ons in hierdie Paastyd, in hierdie Paasfeestyd, in die kruistyd, in die opstandingstyd, die oog op Jesus kan rig met lof en met dank en met waardering. Here, en net met nuwe oorgawe in elkeen van ons se lewe. Here, ons is nuwe mense met 'n nuwe identiteit en u vra van ons 'n nuwe leefstyl. En ons wil kom sê vir u, Here, in hierdie gebed, wil ons kom sê, ons kies vir daardie nuwe leefstyl. 'n Leefstyl van vriendelikheid, van Christetos, van kindness. 'n Leefstyl van vrygewigheid, van gee, dat die wêreld 'n beter plek kan wees. Amen. So daar het jy dit. As ek vir jou sê geseënde Paastyd, of maak elke dag van jou lewe Paasfees. Jesus het uit die graf uit opgestaan, nie net eenmalig nie, hy leef elke dag, hy leef in my, hy leef in jou. Kom, ons gaan wees vriendelik en kind. Kom, ons gaan deel Christetos uit in hierdie wêreld in nood. Ek vertrou jy het die boodskap net soveel geniet soos ek. Dit was opbouend, dit was die Here se woord onverdund. As jy wil betrokke raak by Ritme Bediening, jy is so welkom en jy sien die skakels vir die finansiële bydraes. Baie dankie ook dat jy hierdie bediening ondersteun. Jy is ook welkom om Ritme Digitaal op ons verskillende sosiale media platforms te volg, om hierdie boodskap verder te versprei en om weer daarna te luister. Mag jy 'n lekker en geseënde week beleef.